Ons is besig met 'n reeks oor Pinkster en dat die Pinkster, dat die uitstorting van die Heilige Gees deel van God se plan was. Jesus sê, ek gaan vir julle trooster stuur, ek gaan vir julle een stuur wat met julle is, maar hy sê ook, ek gaan vir julle een stuur wat julle bekragtig. En ons het nou al vir die laaste 2 weke gesels oor hoe lyk hierdie bekragtiging en hoe lyk dit wanneer die Heilige Gees oor ons kom en iets binne in ons besig is om los te word vir sy werk, vir die werking van die Heilige Gees, vir die koninkryk. En ek gaan vir jou vra, Henk, om sommer vir my so deur die slides te gaan, die woord evangelisasie, want ek dink dis 'n belangrike woord wat so 'n bietjie uit die kerkwêreld uitgeskryf is, as gevolg van 'n klomp konnotasies wat saam met dit gegaan het. Ons dink baie keer, wanneer ons praat van evangelisasie, dat dit net hierdie span is, wat ergens oor 'n grens moet gaan, en nou moet hulle gaan evangeliseer. Maar daar's soveel van hierdie werk, wat besig is om te gebeur in ons eie huise, in ons skole, in die klaskamers waar ons sit, in en oor 'n koffiekuier. Evangelisasie is nie net vir hulle wat op 'n mission uitreik nie. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid. So hierdie woord evangelisasie kom van die Griekse woord, jy kan vir my teruggaan asseblief. Evangelion, wat beteken wat sê goed, en dan angelion, wat sê boodskap of nuus. Dis die verkondiging van die goeie nuus. Nie van, ek sê vanoggend vir ons span voor die tyd toe ons saam bid vir die diens. Dit gaan nie oor die musiek wat ons maak, of die produksie wat 'n mens opsit, of die mooi plek wat ons het nie. Het gaan oor die goeie nuus. Dis die hoop wat verkondig word. Die Heilige Gees bekragtig ons om hierdie hoop te verkondig. Evangelion beteken letterlik die goeie boodskap van 'n blye tyding. Dis die aankondiging wat gemaak is deur die engele toe hulle Jesus vooraf gaan en sê hy gaan kom, die goeie tyding kom. En dis nou ons verantwoordelikheid. Hy gee ook elkeen van ons die mandaat, die verantwoordelikheid as disippels van hom, om hierdie evangelion te gaan verkondig. So dit is 'n werkwoord, evangelisio, wat beteken om die goeie nuus te verkondig. Nou hoe verkondig ons dit? Want ek dink dis waar baie van ons almal weet, dat ons die verantwoordelikheid het om dit te doen, maar baie van ons mis, hoe doen ons dit fisies? En dan kan jy vir my na die volgende een toe gaan. Dit beteken vandag dat die boodskap van Jesus Christus met ander te deel, om te getuig van God se liefde en genade en redding, om mense uit te nooi om in 'n verhouding met Christus te staan. Nie met 'n gemeente of 'n denominasie of 'n plek nie, maar met die redder in verhouding te tree. Dis meer net as prediking of as 'n uitreik of oor 'n grens gaan, maar dit sluit 'n persoonlike getuienis in. Elke een van ons het 'n storie. As ek sommer net dink aan Vadersdag, my pa is oorlede in my matriekjaar en ook 'n predikant gewees, en dit wat hy in my lewe belê het in daai 17 jaar is enorm. Maar so het daar ander mense oor my pad gekom, 'n oupa en 'n oom, wat oor my pad gekom het en sekere goed in my lewe neergesit het, wat ek vandag na toe gaan om besluite op te neem. Iets van hoe om vir God lief te wees, iets van God se dade het hulle aan my gewys. Dis in 'n verhouding wat dit geplaasgevind het. So dis hierdie dade van liefde wat gebeur. En dan die uitleef van die evangelie in en om ons. Jy kan vir my aangaan asseblief. So Lukas 4 vers 18 sê, hy het my gesalf om die evangelie aan armes te bring. Die woord wat hier gebruik word is om die evangelie te bring. Dis daai evangelion wat ek nou na verwys het. Die werkswoord wat sê evangeliseer. Of Romeine 10 vers 15 wat ook sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie verkondig van vrede. Weereens verwys dit na die verkondiging van 'n goeie nuus, van 'n vrede, van iets wat buite onsself of vanuit ons kom. Die Heilige Gees wat oor ons kom, hy bekragtig ons en dit word dan na buite gevat. Jy kan vir my die verse opsit. Lukas 24 vers 49 wat ons al na vore van tevore na gekyk het. En kyk, ek sal belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met krag bemagtig is. Elke een van ons wat sê ek staan in 'n verhouding met my redder, met Jesus Christus, die een wat aan die kruis gesterf het. Hy ontvang die Heilige Gees en die Heilige Gees bekragtig ons dan om hierdie evangelion te gaan doen, die verkondiging van die goeie nuus
Voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee, en in die loop van die 40 dae na sy lydenstyd het hy baie verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat, die heerskappy wat daar gebeur, maar ook wat kom, en 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan die gebeure, vers 1 tot 8. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Dis die een deel daarvan. En oral mense eerstehands van my vertel. Dit is nie net 'n verantwoordelikheid wat op hulle geplaas is nie. Daai verantwoordelikheid word generasie na generasie oorgedra. Elke een. En waar gaan julle dit doen? In Jerusalem, in ons konteks, in ons huis, ons naaste verhoudings, daar waar ons mekaar ken, waar ons intiem is. Julle Judea, ons gaan so 'n bietjie weier, nie net aan hulle wat lyk soos ons en praat soos ons en doen soos ons nie, hulle wat ook ander grens, kleur, ras is, en in die hele Samaria, hulle wat nog nie hom ken nie, en tot in die uithoeke van die aarde. Dis sy hart, dis hierdie evangelisasie gedeelte, dis hoekom die Heilige Gees ons bekragtig. Ja, die gawes van die Gees is daar, en die gawes van die Gees is om die gemeente te stig, om die liggaam te stig. Maar as dit die enigste rede is, dan dink ek val ons vas om mekaar net gelukkig te hou. Die doel is om uit te gaan, want daar's soveel wat hierdie hoop, waarvan ons vanoggend gesing het, waarvan ons gehoor het, waarvoor 'n groot groep mense uit ons gemeente uit verantwoordelikheid vat. Jy kan vir my aangaan, op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam, skielik was daar in die lug bokant hulle geluid soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was, en dan tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn, elkeen van hulle gaan sit, en almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in 'n ander tale begin praat, sodat elke een hierdie goeie boodskap kan hoor. Petrus wat dan op die verhoog kom, of tussen hulle gaan staan, en hy gaan verkondig aan almal van hulle. Laaste stukkie kan jy vir my opsit asseblief. Hierdie bron van krag is die Gees, die Heilige Gees waarvan ons praat. Evangelisasie begin by die Heilige Gees. Dis hy wat die werk in ons en deur ons doen. Dis nie uit ons eie produk of ons eie plan of ons eie uitgewerkte manier, 1 stappie, 2 stappie, 3 stappies nie. Nee, dis begin by die opdrag van die Heilige Gees. Hy rus ons toe met sy krag. Daai krag word genoem dynamis. Dis 'n werkende krag. Sonder die Gees is daar net vrees oor. Met die Gees begin ons vrymoedigheid kry. Vrymoedigheid uit ons eie lewens uit, om oor dit wat hy met ons doen en deur ons doen te praat. Die Gees is die bron van hierdie evangeliese vuur. En ek dink dis so belangrik as ons praat oor die evangelion, die evangelie wat verkondig moet word, dat ons in verhouding met hom is en dat dit sy Gees is wat ons lei. Volgende ene. Lukas 4:14, Romeine 1 vers 16, Efesiërs 3 vers 20, praat elke keer van hierdie dynamis krag wat na vore kom, wat oor elkeen ons kom, om 'n getuienis te kan wees. En dan kan jy vir my hierdie dynamis krag, wanneer die Heilige Gees jou vul, ontvang jy die dynamis. Dis krag om te getuig, krag om teen die sonde op te staan, krag om ander te dien, en krag om wonderwerke te sien gebeur. Dis nie net 'n emosie of 'n gevoel nie. Dis 'n werkende, aktiewe krag wat God binne in ons wakker maak. Ons gemeente het die voorreg gekry, so jare en 'n bietjie terug, om hierdie spasie in te neem, oor te neem. Soveel profesieë wat vooraf uitgegaan het, dat van hierdie plek af, selfs mense in ons gemeente, wat drome en visioene ontvang het, dat van hier af, dis asof die Heilige Gees 'n vernuwing gaan kom, die Heilige Gees wat hier neerdal, en vanuit hier versprei. En daarvoor het ons nie 'n gebou nodig nie. Ons het mense nodig om dit te maak gebeur. Elkeen van julle wat daarmee besig is. Nou ons het ook besef, juis omdat die Here vir ons hierdie plek gegee het, moet dit 'n baken wees. 'n Plek wat mense na toe kan kom
en rus kan kom vind, vrede kan kom vind, vanuit die gejaag wat om hulle besig is om te gebeur, net hier kan by mekaar kom. En ons het 'n plek eenkant gemaak, die gebedstuin, daar waar die kruis staan, vir die wat nog nie daar was nie, ons gaan julle nou uitnooi om so om te stap, en in die soeke het Roy, wat dieselfde, ek wil iets in gemeen het met Erik, met die rolstoel vir my gesê, maar gesels met hierdie ou, hy maak beautiful kruise. En ek en hy het 'n afspraak gehad, ons het daar in Hartbeespoort sommer ontmoet, en ek het net ons hart oor die gemeente gedeel, en ek kon sien iets gebeur binne in hom, en sy oë wat net sê, hierdie is werkbaar. Ek dink ons het mekaar so bietjie gemis, want hy het gedink aan 'n kruis, en uiteindelik sit ons toe vandag met 'n 4,5, 5 meter by 2,5, 3 meter kruis, maar 'n hele span mense wat by mekaar gekom het, om 'n plek te skep waar ons kan kom bid, eenkant kom, ons harte oopmaak vir God. Natuurlik kan ons dit enige plek doen, maar ek dink hierdie word 'n baken vir soveel mense om na toe te gaan. Die Here gebruik plekke, oomblikke, kuns in ons lewens om ons wakker te maak vir sy teenwoordigheid. En ons het vir Erik gevra om so 'n bietjie sy getuienis met ons te kom deel. Dit wat hy gedoen het met die kruis, die Here het met hom gesels daaroor, niks is sommer maar net by mekaar gesit omdat dit werk nie. Alles is oor gedink en die Heilige Gees wat in sy hart gelê het, hoe dit moet lyk, hoe dit aan mekaar gesit moet word. Soos ek sê, Christo en sy span wat vir ons die onderkant gesit het, as jy by die kruis gedeelte kom, gaan jy sien, Michael wat so 'n bietjie van die tuin uitleg gedoen het, die 12 alwyne wat aan die agterkant staan verteenwoordig die apostels. Hulle lyk nie baie mooi nie, maar hulle het helende krag. Dis wat 'n alwyn doen. Die 12 disippels, hulle wat voorloop. Maar dan net langs dit het hy vir my genoem, is daar van hierdie Michael, jy moet my nou noem, hulle noem dit fire sticks. Die fariseërs, lyk baie mooi, hulle het sulke rooi kleur en lyk baie mooi, maar hulle beteken niks. Die oomblik as hulle aan jou raak, dan irriteer hulle jou. Die sap van daai blom of van daai plant irriteer jou. En so het elke gedeelte wat ons daar neergesit het, 'n element om ons nader aan God te bring. Erik, ek gaan vir jou geleentheid gee om vanoggend jou getuienis met ons te kom deel. En Dankie. As hy. Verskriklik baie dankie Stefan, ek waardeer dit. Dis 'n groot voorreg om hier saam met julle te wees vandag. Dis so toe ons hier aangekom het die eerste keer, het ek eers nie gedink dis 'n kerk nie. Ek het gedog dis so half net 'n byeenkomsplek. Toe dit my later getref, maar jy weet die idee wat ons het in ons kop van wat iets moet wees en wat dit dan uiteindelik word, is oor die algemeen omtrent 99% van die tyd verkeerd. So ek is baie dankbaar dat Stefan en julle in Rooi my gevind het. Wat ek gedink het hierdie gaan wees en wat dit toe geword het, was heeltemal verskillend. Vir die van julle wat my nie ken, my naam is Erik Holm. Ek is 'n kwadripleeg en 'n akteur. Ek was 'n akteur gewees voordat ek my nek gebreek het, omdat ek 'n lui mens was. Ek was 'n bitter lui mens en is nog steeds. Nee, dis belangrik vir my dat mense verstaan wie ek is. As jy in 'n rolstoel is, beteken dit nie jy's 'n inspirasie nie. Dit is nou maar net van die mislikste mense wat ek ken sit in rolstoele, hoor. En hulle inspireer niemand nie. Dis nie gegeewe nie. Ek het my nek gebreek op iets baie simpel. Ek het 'n bal gaan haal uit 'n dam uit en in die water ingeduik en my nek gebreek, so simpel soos dit. Voor dit, die 10 jaar voor dit, het ek elke tipe dwelm wat jy kan in my lyf ingesit. En 'n jaar voordat ek my nek gebreek het, het ek my lewe omgedraai. En toe breek ek my nek. En ek dink partykeer dit is goed so, want as ek my nek gebreek het terwyl ek in daai dwelmhuis was, sou ek dood gegaan het. Ek sou nie kon luister na 'n rede om te lewe nie. En daarom moes ek eers so 'n bietjie spoed optel voor die ongeluk. En ek wil graag vandag praat oor die eerste 3
weke nadat ek wakker geword het. Spesifiek oor my pa. Toe ek my nek gebreek het, het ek so gehoop vir 'n Damaskus oomblik. Ek dink almal van ons doen. Daai oomblik wat jy so skoon gebrand word van enige onsekerheid. En jy weet, die Afrikaans sê dit so mooi, jy weet voor jou siel. En dat jy nooit weer hoef te twyfel nie. Ek weet nie of enigiemand dit het nie, maar dit is tog iets wat ons almal graag wil hê. En toe ek my nek gebreek het en ek was in daai donker dal en mense het vir my gebid en vir my gesê, jy weet, dis die oomblik, dis waar Jesus ingryp. En ek het gewag vir daai oomblik en ek het gewag vir Jesus om in te gryp en dit het nie gebeur nie. Daar was nie 'n oomblik van lig, daar was nie 'n oomblik van sekerheid nie. Dit het net al hoe donkerder en donkerder geraak. Dit het nooit op daai stadium, soos die Engelse sê, op my gedawn, dat ek miskien vir die verkeerde ding gewag het nie. En dis hoekom ek dit nie gesien kom het nie. Wat toe wel gebeur het, is die volgende. 3 weke nadat ek wakker geword is uit die koma wat hulle my nou insit vir so 'n maand, sodat jy kan heel, het ek besluit ek kan nie meer nie. Die pyn was net eenvoudig te erg, dit was konstant, en al wat ons is mos maar redelik kortsigtig as mense, en al wat ek kon sien, is dat dis hoe die res van my lewe gaan wees. Ek gaan in pyn wees vir die res van my lewe. Ek gaan net dit kan doen vir die res van my lewe, en ek moet erken, ek het eenvoudig nie kans gesien nie. Ek kon dit nie sien vir die res van my lewe nie, en ek het op daai stadium besluit, ek wil selfmoord pleeg. Maar daar's nou 'n bietjie van 'n probleem. Ek het vroeër genoem dat ek kon net dit doen. Daar's nie baie selfmoord opsies. Waar hierdie die main deel daarvan is nie. So die klein bietjie krag wat ek wel gehad het op daai stadium is om nee te sê. So ek het nee gesê vir kos, en ek het nee gesê vir samesyn. Dis die een ding wat gebeur wanneer jy seer kry, né? Dis een van die strongholds van die vyand, is hy sluit jou af van ander mense. En ek het nee gesê. Ek het gesê ek wil nie my gesin sien nie. Ek wil niks meer doen nie. Ek gaan net eenvoudig wegkwyn. En glo my, jy kan dit doen. Jy kan eenvoudig doodgaan deur besluit jy wil nie meer lewe nie. Jou liggaam sal jou volg. Hy sal begin ingee en jy sal doodgaan. En ek het besluit, dis hoe ek het gaan doen. En as hulle my probeer voer het ek net eenvoudig die kos uitgespoeg. Hulle het my probeer intravenously eventually, en dan het ek myself soos 'n wurm gerol totdat ek daai naald uitgekry het. Dis nogal 'n rowwe manier om te probeer gaan, maar ek het besluit, dis nou dit. Dis hoe ek het gaan doen. En ek het gesê, ek wil nie my gesin sien nie. Ek wil nie, hulle moet my so sien nie, en ek wil hê hulle moet my onthou soos wat ek was, en dis nou dit. En ek noem my gesin baie keer liefdesratels. Want hulle sal jou lief hê of jy nou wil of nie. Hulle het nie veel van 'n saak met wat jy wil hê nie. En ek het altyd gedog my ma is die taaf ene. Sy is die een met die groot liefde, ja. Want sy het dit gewys fisies, drukkies en jy weet sy was 'n mama. En my gesin het my so 3-4 dae gegee van hierdie vloermoer. En toe een dag hoor ek so my pa in die saal instorm. En nou, ek weet nie of julle al orderlies gesien het by die hospitaal. Dit is groot ouens. Hierdie is ouens wat mense moet op. My pa het so orderly aan een arm gehad, aan elke arm, en hy het so ingestorm. Hy het gesê, ek wil my seun sien. En hulle het uiteindelik gesê, reg meneer, ek sou ook. En hy het ingekom in die saal waar ek, nou maak ek of ek kom nie, wat kan ek doen, hè? Nou kyk ek maar so. Maak ek of ek hom nie sien nie. En hy kom sit op die voet en end van my bed. En hy sê vir my, wat wil jy doen? En ek sê vir hom, ek wil doodgaan. En hy sê vir my, hoekom? En ek sê vir hom, ek kan nie sin meer sien in my lewe nie. En hy sê vir my, jy's reg,
Jy het nie sin in jou lewe nie. Ander mense het sin in jou lewe. As jy net vir jouself wil lewe, jy wil lewe omdat ek wil hê dit moet so en so wees, gaan jy op 'n punt kom waar dit te moeilik gaan raak vir jou. Weet jy, as jy 99% van die keer, as jy vir iemand wat naby aan die einde is in terme van selfdood, vra, hoekom doen jy dit nie? Sal hulle of jou sê hulle is bang, maar een van die goed wat hulle altyd sal noem is my medemense, die mense wat agterbly, ek wil nie hulle seer maak nie. Is dit nie ongelooflik dat iets wat kan staan tussen jou en die dood is 'n ander mens? Die liefde wat jy voel vir 'n ander mens, nie vir jouself nie. Daai naaste lief hê soos jouself. Ek dink baie keer met ons het omruil miskien dat jy met jouself lief hê soos wat jy jou naaste lief het. 'n Party mense sal enige iets doen vir die wat vir hulle lief is, maar vir hulle self niks. En my pa het vir my gesê, so as jy vir jouself wil lewe, dan gaan dit hier eindig. Jy gaan dit nie kan regkry nie. Jy moet jou roeping en jou liefde vir ander mense vind en wat jy vir hulle doen en wat jy vir hulle beteken. Hoe lewe jy daai liefde, daai liefde wat jy sê, Christus is in my hart. Hoe lyk dit in hierdie wêreld? Dit beteken dat jy voel lekker. Hoe lyk dit vir jou medemens? Ek het vir my pa gesê, ek verstaan, maar ek sien nie kans nie. En toe sê my pa iets wat my so geruk het. Hy sê, my kind, ek verstaan. Toe sê hy vir my, maar ek gaan nou hier weggaan vandag, en ek wil hê, voordat ek gaan, moet jy vir my een vraag antwoord. Jy moet vir my sê, wil jy lewe, of wil jy doodgaan? Want ons sal jou help. Dit het omtrent so 20 sekondes gevat, voordat my getref het, wat hy regtig gesê het, nou net in daai oomblik. En toe ek verstaan wat hy sê, is ek dadelik kwaad, maar moedig. Hoe durf hy? Hoe durf hy my voor daai ultimatum sit? Kan hy nie sien hoe seer ek kry? Kan hy nie sien hoe bang ek is? En toe ewe skielik, net toe ek so begin kwaad raak, flip daar so switch in my kop aan en ek wonder, hoekom is ek so kwaad? As ek regtig wou doodgaan, as ek regtig nou klaar was met die lewe, dan was hierdie mos nou my golden ticket. Hy sê vir my, nie net sal ons jou help nie, ons vergewe jou, ons verstaan en ons laat dit toe, ons gee vir jou ons blessing. As jy nie meer kan nie, tap uit, dis reg. En al die goeders wat in my pad gestaan het om uit te tap, sê hy, ons sal vir jou doen. Hoekom was ek nie bly nie? Hoekom was ek nie dankbaar nie? Hoekom was ek kwaad? En daai is een van die groot draaipunte in my lewe gewees. Die oomblik toe ek besef het, dis nie dat ek wil doodgaan nie, dis dat ek nie meer wil lewe soos wat ek is nie. Ek dink dis wat miskien wat wedergeboorte, daai verstand in jou hele wese ewe skielik besef, dit wat jy geword het tot nou, is nie genoeg nie, of dis nie goed nie. Jy wil nie meer dit wees nie. Jy wil met al jou krag en mag enige iets anders behalwe dit wees. En daai oomblik, toe ek dit besef, dat eintlik wat ek vir hom gevra het, is nie maak my dood nie. Ek het hom gevra, vat hierdie by my weg. Geef vir my 'n nuwe lewe. Geef vir my 'n ander lewe as hierdie. En ek het, dis die vreemdste van alles. Wat ek gedink het my lewe gaan wees op daai stadium, en wat my lewe was, van toe af, is 180 grade. Ek sou sê 360, maar dit bring my net weer terug waar ek was. Is so anders. My lewe is so mooi, is so gevul met liefde, en mense wat uitreik en groei, en daai wat sê die vermoë om wonderwerke te sien, daai was vir my so mooi wat nou daar gestaan het. Nie die vermoë noodwendig om wonderwerke eers te doen nie, maar om dit te kan sien, om dit raak te kan sien, om te besef dat elke dag is 'n wonderwerk, om te in 'n blom. My ma was so 'n mens gewees.
Sy kon in 'n blom 'n wonderwerk sien. Sy kon in die manier wat water teen 'n glasvenster afloop 'n wonderwerk sien. Die vermoë om die wonderwerk te sien, dink ek is soveel groter as die vermoë vir ons om, jy weet, ek gaan dit nou maar uitspattige wonderwerke te doen. Ons is vet gevreet van die wonderwerke en dis hoekom ons dit nie meer kan waardeer nie. Alles is 'n wonderwerk. En die vermoë om dit te kan sien, dis waarvoor ek bid. Om dit net weer raak te kan sien. Die kruis, en dan kom ons daarby, een van die goed wat ek gehaat het toe ek klein was om houtwerk te doen saam met my pa. Ek kon nie aan 'n groter straf dink as my pa my roep die oggend en hy soos Erik, weet ons gaan 'n bietjie werk in die werkswinkel. My pa's onder andere, en ek bedoel onder andere want hy's 'n kakkerlak van 'n man, hy kan alles doen. Is houtwerk een van sy groot passies. Maar dit was nie myne op 13 nie, ek kan nie vir jou dit sê. En die vreemdste ding is nou weer eens, my saligheid nou is om my pa in die werkswinkel te hoor werk langs my. Hoe dinge verander in ons, waarvoor ons dan uiteindelik dankbaar is, die ding wat jy gehaat het, of wat jy nie kon dra nie, wat jy nie kon verstaan nie, en dan wanneer jy liefde, ewe skielik, ek het so 'n mooi ding nou die dag op die internet gesien, waar die ou sê, hy het die Bybel deurgelees, en dit het vir hom niks beteken nie, en toe ontmoet hy Jesus, en toe lees hy weer die Bybel, en toe is dit die beste boek ooit. Die verskil wat jy in jou lewe ervaar, in die verskillende plekke waar jy is. Erik op 13 kon loop, rondhardloop, en was nie naastenby so gelukkig soos Erik nou nie. Mense sien my, en van buite af sê hulle vir my, joh, jy weet, Hytjie, ek weet nie hoeveel Hytjie Berg spot my altyd, hy sê, Erik is nice van jou, vir mense kan van buite af sien wat's fout met jou. Meeste mense moet jy 'n rukkie mee spandeer, voordat jy dit agterkom. En ek vat dit as 'n kompliment. As my nek breek, die grootste ding is wat fout is met my, dan dink ek, doen ek nogal redelik goed in hierdie wêreld. Die vermoë om iets met my hande te kan maak, en om deel te kan neem aan 'n verheerliking, is iets wat ek nooit eers gedink het dit kon wees nie. Nou julle moet my goed verstaan, ek is 'n vreesbevange Christen, en ek sit die woord op vrees, nie soos vrees soos wat mense sê, jy weet, in grootheid nie. Ek is bang. Ek is so bang elke dag, dat ek my Vader teleurstel, dat ek nie genoeg doen nie, dat daar iets is waar ek kort kom. So, ek weet dit is nie noodwendig die regte manier nie, maar dit is waar ek op hierdie oomblik staan. So wanneer ek iets kan doen soos hierdie, voel ek vir 'n oomblik, hier is iets wat vir my sin maak, hier is iets met rede vir my. En dan, die snaakste ding is, die mense stuur vir my verskriklik baie boodskappe, wat vir my sê, ek kan nie vir julle sê hoeveel het ek al gekry. Weet jy die kruis is 'n gesneede beeld? Dan sê ek vir hulle, ja nee, ons het 'n angle grinder gebruik. En 'n paar sae en goeder, so daar was gesny, jy's reg. En die verskil, dis vir my so moeilik om kalm en rustig te gesels, as iemand al klaar, weet, met die hamer sommer by die deur instap. En die verskil tussen iets wat iets anders verheerlik, 'n simbool, om die term simbool vir mense te probeer verduidelik, wat nie gewillig is om dit te hoor nie, is baie moeilik. En ek hoop werklik, dat iets soos hierdie hier buite, dat daar nie een mens is wat val onder die indruk, dat dit is tog wat mense aanbid nie. En ek weet, dit klink vir julle dalk simpel. Dit vir my ook simpel geklink, tot ek agtergekom het, hoeveel mense dink dit is wat mense aanbid. Jy aanbid die kruis, daar's krag binne in daai stuk hout. Dis wat daar is. Dit maak my nogal redelik bang, dat op een of ander manier het daai boodskap uitgekom. Hoe het daai boodskap uitgekom? Hoe het dit gegaan van die man aan die kruis tot die hout? Dit maak my, verbouwereer my. So, ek sê maar net, wanneer jy met mense omgang,
en jy dink, jy weet, julle praat dieselfde taal, wees bewus. Jongens, dis partykeer 'n ander wêreld daar buite. In elk geval, ek dryf nou af, wat ek eintlik wou gesê het, en ek kom nou terug na my pa toe. Hy toe, jare daarna, het ek met hom gepraat oor daai dag. En my pa is 'n bioloog gewees, 'n baie wetenskaplike man, sin en rede bo alles. En hy het vir my gesê, daai dag was vir hom een van die moeilikste dae van sy lewe. Hy het gesê, wat as jy daai dag anders gekies het? Ek wonder of God so na ons kyk. En hy sê, hier is jou vrye keuse, maar bliksem asseblief moet nie anders kies nie. Moet asseblief. En hy moes dit gegee het vir my. Hy het vir my die vrye keuse gegee, gesê, hier is dit, carte blanche. Maar ek moes die keuse maak om te lewe. Daai was op my gewees. En hoe bang my pa was, ek het dit nooit besef nie. Weet jy, om jou pa te laat huil is 'n erge ding. En hy het gehuil, want hy het gesê, hy was so bang. Ek kies die dood. En vandag het ek die voorreg om saam met hom in die werkswinkel te mag werk. Besig om houtkruise te maak. Onder andere. So dis my ongelooflike groot voorreg om hierdie te mag gemaak het vir julle. Met 'n gemeenskap van mense. En al daai geskiedenis het gemaak dat ek en my pa kan werk aan iets wat nou hier staan en iets heeltemal anders vir mense beteken, maar weet asseblief dat dit met daai liefde gemaak is van 'n pa wat bereid was om alles van sy kind te vat en gesê het, hier is alles vir jou. Ek dra dit vir jou. Ek bedoel, die parallel is tog omtrent soos reguit soos wat mens kan kom. Ek hoop julle sien nie die stuk hout nie. Baie dankie. Kom met dit. Nkosi, come and stand with us. Ekskuus, dis Nkosi, hy is my assistent. Dis hoekom ek kom vorentoe roep. Hy is nou nie vandag by sy kinders nie, omdat hy by my is. Ja. Ek gaan vir hulle bid en vir hulle sommer net hande opdra. If I may pray for you. Thank you. God, thank you that you are our Father. En dat ons mag roep, Abba Vader. Dankie dat u seun gegee het aan 'n kruis vir elkeen van ons wat uitroep, ons het u nodig. Dit lyk verskillend vir party mense, party spring in 'n swembad in. Some of us just realize we need someone bigger than ourselves. We ask that you will guide these two men on their journey together. Thank you for their relationship. Thank you that you've given them a bond between the two of them to bring hope of reconciliation, of care, and of wonder. When we look at the cross, as Eric just said, we don't see nails and wood and iron. We see blessings. We see new life. We see redemption. We see salvation. And may this place be holy. May it be a beacon for others where they can find rest and care and healing through these people's hands that blessed us. We ask it in your name. Amen. Amen.
Ons is geroep, elkeen van ons, en ons paadjie lyk anders. En ek wil jou vra, as jy nog nie by die kruis was nie, of as jy weer daar 'n draai wil maak, kom stap so om, vat 'n klip, daar op die hoek neergesit. Miskien is daar iemand wat jy in jou gedagte het, wat jy sê, Here, ek wil hierdie naam voor U neersit. Miskien is dit 'n pa, miskien is dit 'n oupa, miskien is dit 'n seun. So vat die klip, sit dit daar neer, as 'n eerste stappie van evangelisasie, van ek sien dit raak en ek het dit nodig. Ek wil ons uitstuur vanoggend en ek wil hê ons moet sommer net so, terwyl ons hier sit, as paas, as gesinne, saam dit net beleef en ervaar. En mag ek julle seën vanoggend. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die genade, dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, dit wat hy elke dag aan ons doen, om ons te vernuwe, saam met elkeen van ons wees, want hy gee vir ons 'n roeping, om te gaan en te gaan verkondig, om die wonders om ons raak te sien, in ons te sien, en deur ons te laat gebeur, deur sy Gees. Amen. Amen. Kom drink lekker saam koffie, kuier, andersins stap so om na die kruis.